Johannes 4. Nou, Johannes 4, ek gaan so hier van vers 4 af lees. En hy moes deur Samaria gaan, en hy kom toe by 'n stad van Samaria, wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria wat water skep, en Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Maar sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, vir my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode het geen gemeenskap met die Samaritane nie. En Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepting nie en die put is diep, waarvandaan kry u dan lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seuns en sy vee. En Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in die fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. En die vrou sê vir hom, Here, gee vir my van daai water, sodat ek nie kan dors kry en hoef nie weer te kom skep nie. En Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. En die vrou antwoord en sê vir hom, ek het nie 'n man nie, Jesus. En Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie, en jy het die waarheid gesê. En die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders wat op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Maar Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem vir die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, wat die saligheid uit die Jode is. Nou, ek gaan vinnig hierdie deel kort knip, jy kan dit verder gaan lees, maar duidelik waaroor hierdie gedeelte gaan, is dat die Jode was nie veronderstel om met die Samaritane te praat nie. Dis 'n groot apartheid gewees daai tyd. Maar Jesus het gekom en hy het vir ons bewys dat daar geen grense is nie. Dat hy gekom het, dat almal tot bekering kan kom, dat almal die ewige lewe kan beerwe. En dan lees ons verder vanaf vers 46. Vers 46, waar Jesus die amptenaar se seun gesond gemaak het. Jesus het dan weer gekom in Kana te Galilea, waar hy die water en wyn gemaak het. En daar was 'n sekere koninklike beampte, wie se seun in Kapernaum siek was. En toe hy hoor dat Jesus uit Judea en Galilea gekom het, gaan hy na hom en vra hom om af te kom en sy seun gesond te maak, want hy wat op sterwe gelê het. En Jesus sê toe vir hom, as julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie. En die koninklike beampte sê vir hom, Here, kom af, voordat my kind sterwe. Jesus antwoord hom, gaan, jou seun lewe. En die man het die woord geglo, wat Jesus vir hom gesê het, en hy het gegaan, geloof. Daai geloof, om te glo dat dit wat die woord van God sê, die waarheid is. En toe hy al op pad was huis, toe kom sy diensknegte hom tegemoet, en bring die berig en sê, u kind lewe. Hy verneem toe, dat hulle die uur waarop hy beter geword het, en hulle sê vir hom, gister die 7de uur, het die koors hom verlaat. Die vader merk toe, dat dit daardie uur was, waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe, en jy self geglo, en hy het self geglo, en sy hele huis. Deur wonderwerke, kan mense glo, en tot Jesus kom. Hierdie is die tweede teken dan wat Jesus gedoen het. Kom ons lees Johannes 5, en daar gaan ek net 'n paar dele uithaal. Johannes 5 vanaf vers 16.
En Jesus verklaar dat hy die Seun van God is, die een met die Vader. En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. En Jesus het geantwoord, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. En hier wil ek gou met jou deel oor die Sabbat, waar Jesus regtig gekom het. Onthou net, ons moet nog steeds rus inkry. Dit is nie dat Jesus sê, nou moet jy 7 dae 'n week werk nie. Maar wat Jesus hierdie ding gebring het, so waar die wet, regtig die wettiese ding van, jy moet nou op 'n Sondag niks doen, of op 'n Saterdag, wanneer hulle wet was, niks doen nie. Maar, as jy die werk van die Here kan gaan doen op 'n Sabbatdag, gaan doen dit. Want wonderwerke en genesings is belangriker as om 'n wet na te volg. Ek wil gou jy uit vers 31 uitlees, en hy sê, en as ek van myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Daar is 'n ander een wat van my getuig, en ek weet dat die getuienis wat hy van my getuig waar is. Julle het na Johannes gestuur, en hy het vir die waarheid getuig, maar ek neem die getuienis van 'n mens nie aan nie, maar ek sê dit dat julle gered kan word. Hy was die lamp wat brand en skyn, en julle was gewillig om julle vir tyd in sy lig te verbly, maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes, want die werke wat my Vader my gegee het om te volbring, die werke self wat ek doen, getuig van my, dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het, het hy van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. En dit is duidelik dat Jesus, die Vader op hierdie aarde vir ons kom verteenwoordig het. Hy het vir ons basies die Vader gebring aarde toe, waar hy vlees geword het en onder ons kom woon het. Johannes 6 is hier is die vermeerdering van die brode gedoen het, en ek wil vandag met jou praat oor hierdie spesifieke gedeelte, waar Jesus die brode opgelig het. Daarna het Jesus na die oorkant van die see gegaan. Hierso is ek vir vers 7. Filippus antwoord hom, brood en 200 penning sal nie genoeg wees vir hulle nie, sodat elkeen net 'n stukkie kan kry nie. En Jesus sê toe nou, iemand sê toe nou, hierdie seentjie het 5 garsbrode en 2 vissies. En ek wil hierdie deel baie duidelik lees. En Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit en die Vader, hy het basies gedank, hy het vir die Here gesê, dankie. En net so wil ek hê, moet jy in jou lewe, elke offer, elke tiende, wat jy vir die Here bring, heeft dit om te sê, Here, dankie vir hierdie wat ek het, en Here, ek spreek tot hierdie, sodat dit vermeerder, sodat hierdie brode vermeerder het, dat jou offergawe en jou tiende, daar gebless sal wees, want die Here sê, wanneer jy dit betaal, sal hy die vensters van die hemele oor jou oopmaak, dat jy sal glo en sal weet, dat dit wat jy het, al is dit net daar 5 broodjies en 2 vissies, dank die Here daarvoor, en spreek die seën van die Here daaroor uit, dat hy die vensters van die hemele oor jou oopmaak. Lees gerus Johannes 6 klaar, en dan gaan jy sien, hoeveel te meer was daai ou 5 broodjies en 2 vissies 'n blessing gewees vir baie skare.